Welkom by Nouweg Gesprekke, Mario, soos wat ek sê, want hier raak dit lekker. As hy. Nou Mario, jy het vertel, of jy het my vertel, ons het 'n interessante ding om oor te gesels vandag, so, waaroor gesels ons vandag? Ja, so, ek het vandag se topik gekies en vandag se topik is, waar maak jy jou oë oop? So die fokus is maar, waarso gaan jy gaan as jy, eendag sterwe? Waar gaan jy jou oë oopmaak in die lewe na hierdie lewe? En ja, ek dink dit sal 'n interessante gesprek wees vir vandag. Ja, Mario, ek glo, dis 'n belangrike vraag wat 'n mens moet vra op die einde van die dag. Ek meen, ons almal lewe ons lewe, party het vrou en kinders, hulle lewe vir hulle vrou en kinders, ander lewe vir hulle sport of hulle hobbies, ander lewe vir hulle werke of wat ook al dit mag wees, wat ook al jy voorlewe of dink jy voorlewe, en almal dink van die lewe, maar niemand dink ooit wat van as ek nie môre my oë oopmaak nie. Absoluut, en ek dink dit is ook 'n baie maklike trap, kan jy sê, om in te val, want soos veral hierdie laaste paar weke by die werk, jy raak so in dit in, daar is amper asof jy net hierdie lewe gaan en jy fokus nie regtig op, jy dink nie altyd van oor die, wat as ek nie môre wakker word nie, wat dan? Soos ek bestuur baie, dan dink ek aan myself soos, en wat as vandag die laaste dag was? Ja, En ek dink dit is 'n baie belangrike ding om te onthou en jouself te vra baie keer, waar gaan ek my oë oopmaak as iets gebeur met my? ja, nee, dit is so. Ja, Mario, dit is 'n dit is 'n ding om oor te dink, en ek dink almal moet daaroor dink. Ja. Almal leef vir nou, almal leef hulle lewe, maar eintlik ons lewe wat ons leef, moet gaan oor waar ons oë gaan oopmaak. Absoluut, ja. Ek dink dit is die ding aan wat ons moet dink, is waar ons oë gaan oopmaak, en dit moet eintlik ons lewe bepaal. Ons moet nie net lewe om te lewe nie, maar ons moet lewe vir daar waar ons eendag ons oë wil oopmaak. Absoluut, 100%, wat jy sê is so waar, want ek bedoel, soos ons gaan ewigheid, tot in ewigheid gaan ons in die hemel of die hel wees, en dit is soos 'n krummeltjie sand in die hele strand. As jy na 'n strand toe gaan, is daar 'n krummeltjie sand, en dit is ons lewe nou op aarde in vergelyking met ewigheid. En ek dink, soos jy sê, soos, en as ons elke dag lewe soos vir nou, vir vandag, net nog môre, dan mors ons eintlik daai lewe, want dit nou, wat ons nou doen, bepaal waar ons ewigheid gaan wees. 100%, en 'n ding wat mense moet besef, elke keer as ons oë oopmaak en ons is nog hier op aarde, as jy môreoggend weer kan opstaan, dan het jy eintlik 'n tweede kans gekry. Absoluut, ja. So, en dit is iets wat ons nie moet mors nie, want dit wat jy sê is baie belangrik. Ons vergeet dat ons net 'n druppeltjie in die emmer is in die hier en nou. Ons lewe op aarde is net tydelik, en dit is baie korter as die ewigheid, en ons kan nie die ewigheid regtig begryp nie, dink ek. So, ek dink dit is baie belangrik om hieroor te dink, en so wat jy gesê het, waar gaan ons oë oopmaak as ons nou moet sterf? En wat bepaal waar gaan ons oë oopmaak as ons nou sterf? En ek dink ons moet 'n bietjie daaroor bietjie gesels. Wat Absoluut. bepaal waar gaan ons oë oopmaak as ons nou moet sterf? Absoluut, ja, waar gaan ons oë oopmaak as ons nou gaan sterf, en hoe kom ons daar? Ek bedoel, daai is 'n baie diep gesprek, want dit gaan oor hoe word jy gered? En dit gaan oor, hoe kan ek nou, as ek 'n verkeerde lewe leef, hoe kan ek my oë oopmaak in die koninkryk van God? Ja. Mario, kom ek stel dit eers so. Kom ons stel dit so. Ek wil hê die mense moet dit bietjie begryp vandag. Kom Ja. ons sê, mense moet besef vandag, jy gaan een van twee plekke jou oë oopmaak as jy sterf. Jy gaan of by die Here Jesus Christus wees, of jy gaan nie daar wees nie, Ja. en jy gaan in die hel wees daar waar jy nie wil wees nie.
So dit is een van jou 2 plekke waartoe jy gaan as jy nou jou oë toemaak en dit nooit weer oopmaak. En hoe ons nou lewe hier op aarde en die besluite wat ons hier neem, gaan beïnvloed waartoe ons gaan die dag as ons nie ons oë oopmaak. Ja, absoluut, ja. En yes, dit is net hierdie klein tydperk wat jy het. En jy weet nooit wanneer jou laaste gaan wees nie. Jy weet nooit wanneer dit die laaste keer is wat jy met daai persoon gaan praat nie. Jy weet nooit wanneer jou laaste kans is nie. En soos jy sê, elke dag is jou tweede kans. En jy weet nooit wanneer God gaan sê, weet jy wat, ek het jou genoeg kansse gegee, dis nou verby. En as daai lyn getrek is, dan is dit getrek. Jy kan niks van daar af doen nie. Ja. En dit is elke dag wat jy op hierdie aarde is dit God se genade wat jy nog steeds 'n kans gee. En partykeer moet ons dink aan hierdie dinge sodat ons kan daai besluit maak Ja, om ons oë oop te maak in die regte plek. 100%. Mario, gaan ons so 'n bietjie vandag noem. Ek dink mense is nuuskierig oor dit. Kom ons sê dit is iemand wat in die Here Jesus Christus geglo het. Iemand wat 'n verhouding het met God, iemand wat God ken. As so 'n persoon sterf, sou jy saam met my stem om te sê dat hy sal dan by die Here Jesus Christus wees as hy nou sy oë toemaak, hy sterf en hy maak weer sy oë oop, as ons dit nou so kan noem, dan is hy by die Here Jesus Christus. Dis wat ek glo. Wat glo jy? Absoluut, ja. Ek stem 100% saam. As jy 'n opregte verhouding met God het en jy gee jou hart vir Christus Jesus en jy glo dat hy is die enigste God en dat daar is geen gode voor hom nie en jy gee jou lewe vir God, glo ek 100,000% dat jy sal definitief jou oë in die koninkryk van God oopmaak. Ja, amen. En ek stem saam met dit, want daar's mense wat glo, nie noodwendig glo soos ek jy nie, maar ek meen Paulus homself sê in 2 Korintiërs dat om nie in die liggaam te wees nie as 'n kind van God is om by Christus te wees. So ons moet besef, as ons eendag die ewige lewe wil beerwe, kom dit net deur Jesus Christus. As geen ander manier daartoe nie as behalwe om 'n verhouding met God te hê nie. Absoluut. Jesus sê vir ons, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur hom nie. Amen. En soos dit is net so belangrik vir ons om te verstaan dat hoorie, daar is nie 'n ander God waarin jy kan glo nie. Hierdie geld wat jy jou afgod maak, gaan jou nie by die hemel uitbring nie. Jy kan niks op aarde saamvat nie. Dis net deur Christus Jesus wat die weg is. Amen. En dit wat jy sê is waar, en ek dink dit is 'n reality check vir baie mense vandag is om te besef ons tyd is beperk hier op aarde. As jy hierdie lewe en hierdie dinge van hierdie wêreld jou prioriteit maak, gaan jy jou oë in die hel oopmaak. Absoluut. En dit is die vraag wat jy jouself moet vra vandag. Is dit waar jy wil wees wanneer jy sterf? Absoluut. En my persoonlike ondervinding, ek weet nie of dit so met almal anders is nie, maar as ek myself daai vraag vra en ek het 'n twyfel in my of 'n slegte gevoel daaroor of enigiets van daai aard, weet ek onmiddellik, hoor, jy's nie waar jy moet wees nie. En ek dink dit is belangrik vir ons om hierdie vraag vir onsself te vra, want as jy nie 'n positiewe gevoel het oor die ewige lewe saam met Christus Jesus nie, ek sê nie dat jy's ongered nie, maar ek dink net jy moet 'n bietjie meer tyd gaan spandeer in hierdie tema om aan hierdie ding te dink. Ja, dis 'n interessante ding wat jy nou gesê het. Maar mense moet besef, dit is belangrik om wel 'n verhouding met die Here te hê. En soos wat jy gesê het, dat as jy nie reg voel oor iets, jy weet jy is nie op die regte plek nie. En ek glo, soos ek al van tevore vir jou gesê het, ek glo dit is 'n teken dat ons gered is, want die Heilige Gees werk in ons elkeen
en lei ons elkeen en help ons geestelik groei en help ons om heiligmaking na te streef en om elke Absoluut. dag meer en meer soos Jesus te word. So ek glo dat iemand wat nie die Here Jesus Christus ken nie, gaan mos nou nie omgee hoe hy lewe nie. Ja. Mense wat selfs nie eens aan hom dink hy bestaan nie. Hoekom sal hulle enigsins moeite doen om te wil reg lewe of omgee oor hoe hulle lewe? So vir my die feit dat enige persoon in hulle harte voel om reg te lewe, wys vir my dat die Heilige Gees besig is om met hulle werk, selfs met mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Dis die Heilige Gees wat so 'n persoon oortuig van sonde en laat so 'n persoon gered kan word. Sonder die Heilige Gees kan niemand oortuig word van sonde nie, want op die einde van die dag, Mario, as ons onsself net aan ons vlees oorlaat, ons in elk geval net lewe so wat ons wil, want dit is vir ons lekker om die verkeerde dinge te doen. Dit is vir ons vlees lekker om verkeerde dinge te doen. So die feit dat ons teen stryd is met ons vlees, wys vir my dat ons na die Gees lewe, want die Gees en die vlees is in stryd met mekaar. Ja. So net om te wys dat ons volgens die Gees wil lewe, wys dit vir my dat die Heilige Gees 'n mens dan lei en mense moet gehoorsaam wees wanneer die Heilige Gees hulle lei. Ek dink so baie keer skiet ons dit af. Ja, absoluut. En ek dink dit is 'n baie verkeerde ding wat mense doen. As die Heilige Gees vir jou sê, hoor hierso, dit waarmee jy nou besig is, dis nie regte ding nie. Dis nie waarmee ek wil hê jy moet besig wees nie. Dink ek is baie belangrik om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. En so wat ons sê, op die einde van die dag, as jy nie môre jou oë oopmaak nie, en God homself, God die Heilige Gees het jou oortuig van sonde in jou lewe en jy was nie gehoorsaam nie. Wat gaan jou verduideliking wees? Jy gaan nie verskoning hê nie, want God homself, God die Heilige Gees het vir jou gesê, hoor hierso, dit wat jy nou doen, is ek nie meer gelukkig nie. Dit wat jy doen, grief my. Ja. En ek dink dis so waar wat jy gesê het, is so waar. En absoluut, van as daar iets is wat jy verkeerd doen en die Heilige Gees openbaar dit vir jou en sê, gee daai gevoel aan jou van jy moet nie besig wees met wat jy doen nie, dan glo ek daar is nog iets in jou wat jou help en lei na goedheid toe. Maar ek dink waar die groot probleem in kom, net soos jy gesê het, as dit jou nie meer pla nie. As jy iets verkeerd doen, as jy lieg of jy maak mense seer of dinge soos dit en dit pla jou nie meer nie, dit is 'n groot probleem. As dit jou nog pla, dan is daar nog 'n herstel. Maar as dit jou nie meer pla nie, dan moet jy ernstig en baie hard begin werk daaraan, want jy's baie naby aan weg wees. Ja, ek dink dit is ook 'n ding wat mense nie besef nie. Om aanhoudend sonde te doen, moedwillig sonde te doen, verhard jou hart. En as jy op daai punt kom wat jou hart so verhard is dat jy nie meer 'n saak het met die Here of met die Heilige Gees nie, dan gaan dit wees soos wat Paulus gesê het in 1 Korintiërs 5 van die persoon wat saam sy skoonma ding aangegaat het. Ja. Gee hom oor aan die duiwel. Ja. So die ding is, ons moet pas op. Ek meen, ons het een keer gepraat oor die Farao, wat nie die mense uit Egipte wou laat uitgaan. En sy hart was verhard geweest. Absoluut. So ons moet besef, as jy so aanhou en jy wil nie meer moedwillig nie vir die Heilige Gees luister, jy gaan na 'n punt kom wat jou hart so verhard is dat dit te laat is. Absoluut. En die scary ding is dat ons kan nie onsself heeltemal van God af wegvat nie, maar hy laat ons gaan. En daai gevoel wat jy nie meer die Heilige Gees het wat jou lei nie, wanneer jy nie meer sleg voel oor sonde nie, dit is wanneer God jou laat gaan. As jy nog steeds daai gevoel het, dit is die Heilige Gees wat jy nog oortuig dat hou op met wat jy besig is. Maar as jy jou hart verhard het op daai punt, dan los God jou. Laat jy net doen wat jy wil. En dit is hoekom dit sulke gevaarlike plek is om te wees. Want God het besluit, hoorie, ek gaan nie meer pla met hom nie, want hy het sy besluit gemaak. 100%. So ja, Mario, maar dit is, mense moet besef ook, daai is nie, hulle moet ons nou nie verkeerd verstaan. Ja. Dit is nie dat ons perfek moet lewe nie.
Kyk, ons as Christene maak foute, ons doen sonde, niemand van ons is perfek nie. So ons gaan sonde doen. Hierdie is iemand wat sy hart so verhard het, wat nie 'n saak het meer met die Here nie. Iemand wat die Here nie wil ken nie, iemand wat nie 'n verhouding met God het nie. Iemand wie sy hart heeltemal verhard het. En dit is hoekom ek sê vir my sonde 'n probleem is, want ek het al gesien, jy begin nam raak. Ja. As jy aanhou om 'n sonde te doen, jou hart word al hoe harder en dan gee jy net nie meer om nie. So dit is 'n gevaarlike ding om te doen. Maar ja, ek dink ons is half so 'n bietjie van topic af hierso, maar ja, mense moet maar versigtig wees om net te dink dit is maar oukei. Ek's gered en ek kan lewe soos wat ek lewe. Soos ek sê, jy is besig om jouself stelselmatig te verhard in my opinie. Absoluut. En ek meen, ek was ook mos nou maar in die wêreld gewees en ek is ook nie 'n perfekte mens en ek het gesien as jy aanhou verkeerde goed doen, jou hart word maar verhard. En dan dit is gevaarlik om op daai punt te kom. Ja. En ek dink as dit oukei is, sal ek ook 'n bietjie filosofies aan hierdie wil ingaan van waar gaan jy jou oë oopmaak? En in die konteks van dink nou as jy weet jy gaan nie môre jou oë oopmaak nie, wat gaan jy vandag doen? Soos gaan jy nog steeds by die huis aankom, gaan jy op die bank gaan lê en TikTok kyk, gaan jy nog steeds jou vrou vloek en jou honde skop en al daai goed, of as jy weet môre gaan jou laaste dag wees, gaan jy dinge anders begin doen, gaan jy meer vriendelik wees met mense, gaan jy anders te kere gaan. Daai persoon wat jy so graag wil wees, daai goddelike persoon, daai godvreesende persoon, sal jy vir 'n dag daai persoon wees as jy weet vandag of môre gaan jou laaste dag wees. As jy 'n bietjie dink aan soos in jy weet nie wat hou môre in nie. Gaan jy vandag dinge begin anders doen? Jy weet? Ja nee, ek dink definitief maar daai is 'n baie interessante manier om aan dinge te dink, want ek dink enige persoon as jy moets geweet het hoor die môre is my laaste dag op aarde, sou almal vandag anders te gelewe het. Absoluut. As almal moets geweet het hoor die môre gaan ek my oë in die hel oopmaak, kan ek jou beloof sou almal vandag tot bekering gekom het. En dit is ja feit van die saak. Nie een van ons weet of ons môre ons oë gaan oopmaak. Ja. So die vraag wat jy jouself moet vra is jy reg vir as jy môre nie jou oë oopmaak? Ja. Want as jy dan weer jou oë oopmaak, dan is dit te laat. Jy gaan vir ewig daar wees. Absoluut. En dit herinner my nou aan 'n skrif. Ek dink dit is in Jakobus waar hy praat van moenie praat oor môre nie. Ek moet daai skrif kry. Ja, maar dit is 'n ding wat mense reg hierdie Bybel sê, moenie ook nie eers bekommerd wees oor die dag van môre nie. Mens moet weet Jesus Christus is saam met ons nou en al daai goeters, dit wys vir ons moet gefokus wees op hier en nou, ons moet gefokus wees op Christus. Ons fokus nou nie op ander goeters wees nie op wêreldse dinge wees nie. Ons fokus moet absoluut net op Christus wees en dit wat hy wil hê ons mee moet besig wees. Absoluut, ja. En ek dink dat as soos jy sê, as jy al in 'n moeilike situasie jouself gevind het waar dit of iets ergs kon gebeur het of jy staar dalk dood in die oë, hoe hard het jy al daai oomblikke begine bid? Ons was almal al daarso gewees en dan ewe skielik is jou geloof so sterk. En dan weet jy presies wie God is. En ek dink dit is hoe ons maar elke liewe dag van ons lewens moet lewe. En ek het die skrif gevind, dis in ek moet nou net nie Engels lees nie, ek moet die Afrikaanse weergawe nou kry. Want hierdie is 'n Afrikaanse podcast en hierso lees ons net Afrikaanse skrif. Okay, as jy so sê. Waar is jy Jakobus 4? Jakobus 4, ja. Wil jy hom hierso lees of gaan jy hom Ja, ek sal hom maar hierso tref. Ja, asseblief lees uit die ware Bybel uit. As hy nee, die enigste ware Bybel hierso. Ek moet nou kyk wat se vers dit is. Ek lees my boek Bybel mos in Engels.
vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan, en 'n jaar daar deurbring, en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. So duidelik hierso sien ons dat as daar so oomblikke kom waar jy weet vandag doen jy iets verkeerd en jy sê jy gaan dit môre reg doen, dit is absoluut sonde. Ja, dit is 'n mooi skrif wat jy daar gelees het, Mario. En weer eens, ek dink die ding op wat ons kan terugkom is 'n ding wat jy gesê het. Ons almal sou reg gelewe het as ons geweet het môre is ons laaste dag. So hoekom dit aanhou uitstel? Hoekom aanhou lewe asof ons môre net nog 'n keer gaan lewe? Een ding wat ons wel verseker weet is dat ons nie weet of ons môre nog gaan lewe nie. So hoekom gamble, soos die Engelsman sou sê, met dit? Hoekom die kans vat? Wat van as ons nie môre ons oë hier op aarde oopmaak nie, maar wanneer jy jou oë oopmaak, staan jy voor God. Of as jy jou oë oopmaak, is jy op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Ja. Dit laat my altyd dink aan op skool. Op skool het ek nooit huiswerk gedoen nie. Ek kan nie huiswerk hanteer nie. Maar op skool was ek maar stout geweest en ek het nooit huiswerk gedoen nie, en dan elke liewe keer dan stel ek dit uit en ek voel okay daaroor tot die dag toe, en die oomblik waar die onderwyser my boeke wou gehad het en kyk, dan raak ek bang, wat gaan gebeur? Ek gaan detensie sit, ek gaan hierdie, my oupa gaan gebel word. En dan dink ek elke keer, dan vergelyk ek dit met die ewige lewe. Dis net soos as jy jou lewe reg lewe, as jy jou huiswerk gedoen het, dan het jy niks om oor te vrees nie. Op skool as ek my huiswerk gedoen het en dit kom daar, dan s'ek eintlik gelukkig, want hoor jy, daar's niks om oor bang te wees nie. Maar as jy jou lewe verkeerd lewe, gaan jy dit vrees. En dan gaan dit 'n verkeerde ding wees. Net soos toe ek ongelowig was, ek het gesien die geloof as 'n verkeerde ding. Ek het amper uit my pad uit gegaan om die geloof sleg te maak, want daar was iets wat ek nie van dit gehou het nie, en diep binne my glo ek dat dit was omdat ek geweet het ek is nie op die regte plek nie. Ja, en dit is 'n waar ding wat jy sê, die verskil tussen huiswerk doen en die ewige lewe is die dag as daai boek van die lewe oopgemaak word. Absoluut, ja, nee, dis 'n goeie En jou naam vergelyking. staan nie daar nie. Dit is wanneer jy 'n probleem het. En ja, dit is maar absoluut oor hier en nou wat jy nou besluit. Kyk, mens weet nooit wanneer jy gaan sterf nie. Iemand kan hierdie video vandag kyk, hulle kan hierdie video oor 'n jaar van nou af kyk, omdat dit op die internet is. Maar as jy die video kyk en jy lewe nog, dan het jy nog 'n kans gekry om reg te maak. En Ja, so jy is om jou huiswerk te gaan doen. absoluut. Maar dag as jy nie jou oë weer oopmaak nie, dan is dit te laat. Dan soos ek sê, dan die onderwyser jou boek ingeneem, en as daai huiswerkie gedoen is nie, dan is dit te laat. Ja, daar's nie tweede kans nie. Daar's nie tweede kanse nie. Absoluut. So ja, ek dink dit is iets wat mense oor moet gaan nadink vandag. Ek dink dit is eintlik oor wat vandag se gesprek gaan. Ek gesels nou maar sommer net vir lekker te vandag, maar ek dink is rarig iets wat mense oor moet gaan dink is, waar gaan jy jou oë oopmaak as dit nie weer hier op aarde is? Ja. En wat ek ook baie aan dink is, dit is amper 'n selfsugtige ding. In die sin van niemand anders kan jou lewe vir jou red nie. Dis net jouself deur Jesus Christus. So jy doen nie dit vir iemand anders nie. Jy's nie 'n Christen vir iemand anders nie. Jy's 'n Christen sodat jy die ewige lewe met God kan spandeer.
met God die Vader en die Seun kan spandeer. Jy doen dit, jy gaan nie iemand anders se lewe kan red nie. Jy doen dit vir jouself. Mense om jou, dis moeilik. Hierdie week het daar 'n oom vir wie ek baie lief was, is oorlede. En ek het uitgevind daaroor, maar wat hartseer is vir my, ek dink baie keer aan hierdie, is dat hoe gaan almal anders aan wanneer jy gesterwe het? Soos hulle is dalk hartseer vir 'n dag of net wanneer hulle daaroor gehoor het, maar later aan dan vergeet hulle maar daaroor. En dit is baie hartseer, want kom sê nou jou baie naby familie, jou vrouens, jou kinders, al daai goed, hulle gaan regtig, dit gaan dalk traumaties wees vir hulle. Maar as dit jou vriend is van laas jaar, as hulle hoor jy is oorlede, dan is dit van, hy is oorlede? Anyway, kom ons praat oor hierdie, jy weet, maar vir jou, dis jou lewe, dis belangrik. En vir ander maak dit nie saak nie, so wees 'n bietjie selfsugtig. Dink oor waar jy gaan spandeer tot in ewigheid. Ja, dit wat jy sê is baie waar, Mario, want ja, niemand kan jou lewe vir jou red nie, en Ja. as jy nie daai keuse nou maak nie, dan het jy 'n probleem. Ja. So, wat jy sê maak sin nou. Ek dink is iets wat almal oor moet gaan nadink. Is eintlik hartseer dat Dit is. mense hulle lewe najaag, hulle werk najaag. Almal probeer happy maak, Ja. maar binne 'n week wat jy dood is, het jou werk jou vervang. Jy sit in hom. Presies. Binne 2 jaar het jou vrou dalk 'n nuwe man of jou man 'n nuwe vrou. Daai is tydelik. So dit is belangrik om Jesus Christus te soek en vir hom te lewe nou. Dit is wat eintlik saak maak. Want soos jy sê, binne 'n jaar of 2 dan almal weer van jou vergeet, en dit wat jy hier gedoen het, is alles weg. Al wat ons kan doen wat waardevol is om ander van Jesus Christus te vertel en hulle lewens te red. En dan homself, Here Jesus Christus, te ken, sodat jy eendag ook saam hom kan wees. Anders dan is alles eintlik te vergeefs gewees. Ja, en jy sê dit nou eintlik beter as wat ek het gesê het, want ja, dis die punt wat ek regtig wil inslaan, is dat moenie bang wees om die boodskap van Christus te versprei nie. Moenie bang wees om te lewe vir God nou nie. Want as jy sterwe, jy gaan either hel toe of jy gaan hemel toe, en niemand anders gaan jou onthou nie. Almal gaan van jou vergeet nadat jy dood gegaan het, en hulle gaan nie regtig omgee nie. So hulle gaan, as jy regtig jou hart vir die Here gegee het en jy sterwe, mense gaan vergeet daarvan. Hulle gaan nie eers omgee nie. So lewe vir hom, doen dit nou, want op die einde van die dag, mense gee nie regtig om nie. Ja. Baie keer, dis soos waar ek sê, baie keer is ons skaam en gee om wat ander dink. Soos baie keer is jy skaam om die evangelie te gaan verkondig. Jy skaam of bang om vir iemand iets te sê, hoor hierso, hou op dit doen, dis nie reg nie. Of hoor hierso, kom tot bekering, jy die Here Jesus Christus nodig. Wat gaan daai persoon van my dink? Maar as jy dood is, niemand gee eintlik regtig meer om wat het jy gedoen of gesê of niks nie. Hulle gaan van jou vergeet, en dit het dan absoluut van geen waarde nie. So dit is meer waardevol om iemand van Christus te vertel en dalk daai persoon se lewe te red. Dit is van baie meer waarde as wat jy net so stil gebly het. En ook dan natuurlik aan jou ook self gered as jy tot bekering gekom het. Absoluut, want ek bedoel, as jy weet jy gaan in die volgende 5 minute doodgaan en jy is in 'n publieke area en jy moet nou bid, kliphard om gered te word. Jy gaan dit doen. Jy gaan dit verseker doen, en jy gaan nie omgee wat die mense om jou dink nie, want jy weet dat as jy doodgaan, jy gaan in die regte plek oprok. En dit is maar hoe ons elke liewe dag moet lewe. As jy jou self vind in iets wat jou van Christus sal wegvat, en jy weet daar is 'n ander opsie, hoekom vat jy hom? Lewe elke dag soos jou laaste. Dit is wat ons moet doen. Absoluut. Elke dag is ons laaste dag, want niemand is môre gewaarborg nie. Niemand is die dag van môre beloof nie. Niemand weet wanneer hardloop sy uurglas uit nie. Ja.
Dit kan nou jou laaste sandkorreltjie oor wees in daai uurglas en as hy deurgeval het, is jou streep getrek en jou kanse is verby. Ja, kyk, ek sê nou nie soos in gaan bedank by jou werk en dan begin hierdie of doen iets nou natuurlik verkeerd nie. Maar al wat ek sê is dink net 'n bietjie daaroor. Daar is dinge in jou lewe wat jy voel, wat jy natuurlik voel is nie waar dit moet wees nie. Jy is nie die persoon wie jy jouself wil hê jy moet wees nie. En dalk is hierdie jou boodskap om 'n verandering te maak in jou lewe. Ja, ek dink wat 'n mens eintlik moet sê is soos jy sê, ons sê nie nou oor hierso gaan doen dit of gaan doen dat nie, maar wat ek wel sê is kry jou prioriteite reg. Absoluut, ja. Moenie jou werk jou prioriteit maak nie. Moenie jou kind jou prioriteit maak nie. Moenie jou huwelik jou prioriteit maak nie. Maak jou prioriteit Jesus Christus. Ja. En dan sal jou verhouding met jou kinders reg wees. Dan sal jou verhouding met jou vrou reg wees. As Christus jou prioriteit wees. As Christus jou prioriteit is, sal jy outomaties ook dan 'n goeie werker wees vir jou werkgewer. So Christus moet jou prioriteit wees. Ek dink dit is die ding op wat ons eintlik sê vandag is Christus moet jou prioriteit wees. Want dit beïnvloed nie net jou lewe hier en nou nie. Dit beïnvloed ook jou lewe hierna. Waar gaan jy die ewige lewe deurbring? Gaan jy ewige lewe saam God deurbring of gaan jy 'n ewige lewe geskei van God af deurbring? Dis so waar wat jy sê, dis so waar. As ons hom as nommer 1 sit, dan gaan alles anders net in plek val. En dit is so belangrik vir ons om daai te verstaan. Dit is hierdie aardse dinge maak nie altyd saak nie. Maar as God jou eerste ding is, as God jou eerste liefde is, as God alles wat saak maak vir jou, dan outomaties gaan alles anders net reg wees. Ek sit nou en dink aan 'n ou, weet nie of dit eintlik 'n gospelliedjie is. Jy kan seker maar sê is 'n gospelliedjie, maar is 'n ou country liedjie wat nou opgekom het is. This world is not my home, I'm just passing through. En dit is eintlik so 'n waarheid. Ons moet begin besef, die wêreld is nie ons tuiste nie. Die hier en nou is nie waar ons hoort nie. Soos Paulus sê, ons is nou net in ons tentwoning. Dis die tydelike. Wat saak maak is hierna ons finale bestemming. Absoluut. Maar terwyl ons lewe, jy moet dit geniet. Jy moet geniet op die regte manier met God as jou eerste liefde en jou prioriteit. Jy moet om heeltyd voor 'n TV te sit of voor 'n foon te sit is nie reg nie. Jy moet uitgaan, jy moet lewe, jy moet dinge doen, jy moet jou lewe ten volle lewe. Ja. Werk vir God doen. As ons almal werk vir God doen, hoeveel beter gaan die wêreld wees? Maar ons almal is skuldig aan dit, hoor. Ek moet sê, ek dink die grootste taktiek van die vyand is om ons besig te. Ja, absoluut. Jy's besig by jou werk, so jy werf kom, jy's besig met die vrou, jy's besig met die kinders, jy's besig met kos maak, jy's besig om huis skoon te maak. Die taktiek van die duiwel is as hy jou besig hou, kom jy by die dinge van God uit. Ja. En laat ek jou vertel om goed te doen daar buite. Voel jy nie net goed nie, jy doen ook goed en jy transformeer mense se lewens. So ek dink dit is belangrik vir ons om minder te sit, minder om sitters te wees en begin daders wees, begin uitgaan. Ek dink ons almal kan meer begin doen as wat ons nou doen. Ja, 100%. Ja, Mario, is daar nog iets wat jy wil sê? Ek dink ons het nou lekker gesels. Ja. Dit was 'n interessante gesprek wat so vinnig opgekom het. Ja, ek dink ons het maar alles gecover. Dit is definitief iets wat ons almal moet aandink een of ander tyd. Ja, kyk, dit is nou nie 'n teologiese gesprek of enigiets nie. Hierdie is nou net eerlik. En ek dink mense is maar bekommerd oor mense en baie mense is self dalk bekommerd oor die situasie, maar ek dink dit is 'n goeie vraag om te gevra het. Ja. 'n Goeie vraag vir mense om te gaan oordink is: waar gaan jy jou oë oopmaak? Absoluut. Daar's hy, Mario. Ek dink ek wil afsluit met dit. Ek dink mense moet dit ook net vir elkeen sê wat hier kyk is. As jy nog hier kyk, het jy nog 'n kans. Ja. Dan was God jou genadig gewees om nog hier te kan kyk. So jy het nog 'n tweede kans gekry om jou saak met die Here reg te maak, om tot bekering te kom, om 'n verhouding met God te hê.
So al wat ek wil sê is gebruik daai tweede kans wat aan jou gegee is, want die dag van môre is vir niemand beloof nie. Ek dink dit is 'n fantastiese finale boodskap. Absoluut. Ons sê Mario, het was lekker gewees aan. Gesels ons weer wanneer ons weer onderwerp het. Totsiens. Baie dankie.